Dit was 'n Dinsdagoggend in 1977, net na die Paasnaweek, wat die bankbestuurder van die Standard Bank in Krugersdorp op die hoek van Monument en Humanstraat die tak oopgesluit het en binne gegaan het. Dit was nie nodig om die alarm te deaktiveer nie, want hulle het so 'n paar maande terug om permanent afgesit, omdat die grondwerke in die omgewing dit heeltyd laat afgaan het. Personeel het binne gegaan, hulle operasionele voorbereidings gedoen en dit was teen laatoggend wat die bankbestuurder die inloopkluis gaan oopsluit het. Wat hy gesien het toe hy hierdie kluis binne gaan, het sy bloed laat ys. Ek is Nini en jy kyk nou na Suspicious Minds. Voordat ek hierdie storie met jou deel, wil ek net noem dat al die inligting wat ek in hierdie video bekend maak, in nasionale bronne beskikbaar was. Ek maak geensins enige geheime inligting bekend nie, en ook baie belangrik is dat ek geensins misdaad ondersteun nie. Ek deel dit sodat ons bewus kan wees wat daar buite in die wêreld aangaan. Met dit gesê, kom ek en jy kyk na die bankroof van 1977. Soos ek in die inleiding genoem het die bankbestuurder van die Standard Bank in 1977 na Paasnaweek by die bank aangekom, soos enige ander dag na 'n naweek, en die bank oopgesluit, die personeel het binne gegaan, en teen laatoggend het die bankbestuurder die kluis gaan oopsluit. Die kluis het 'n baie groot vuurvaste deur gehad, 'n tipiese kluis wat ons in die fliek sien, en dit het effens na 'n onderste gedeelte van die bank toe beweeg. Toe die takbestuurder hierdie deur oopgemaak het, het hy voor hom gesien dat al die toesluitkassies waarin waardevolle juwele, geld, munte, alles wat van waarde by hulle gestoor word, as ook 'n groot som kontant weg was. Die kassies het op die grond gelê, dit was leeg en hy kon sien dat hierdie bank is beroof. Maar dis nie al wat hy gesien het nie. Hy het ook gesien, daar is 'n reuse gat in die muur. So alhoewel die kluis 'n vuurvaste deur gehad het, was die mure aan die twee kante van die kluis van bakstene gemaak. En hy het gesien dat hierdie reuse gat, hy het ingeloer en kon sien dat dit 'n tonnel is na die ander kant, wat hy nie geweet het waar dit eindig nie. En wat hy ook gesien het, is 'n tipe van 'n kombuisarea, waar daar 'n gasstoofie was, potte, oorblyfsels van waar hy kon sien mense het geëet, en hy kon sien dat hierdie mense, wat hierdie kluis beroof het, 'n heerlike lang naweek gehad het, om hulle te help aan wat in hierdie kluis was. Hy het dadelik die polisie ontbied na die tak toe. Nou toe die polisie daar aankom, in 1977 natuurlik, het die polisie gevind dat hierdie gat in die muur 'n 35 meter lange tonnel na die eindpunt van die winkelsentrum gehad het. Nou die winkelsentrum was in 'n tipe L-vorm, waar die bank, sal ek sê, is aan die bopunt van die L, soos die L nou so is, was die bank bo, en aan die einde van daai L was daar 'n winkel, wat vir 'n hele paar maande leeg gestaan het. Die tonnel is reg deur daai 35 meter met houtpilare gestit, so dit was mense wat geweet het wat hulle doen, en dan het hulle 'n tipe swysmasjien gebruik, 'n oxy-acetyleen masjien gebruik, om die bakstene dan te sny, om binne in die kluis te kom.
Nou, brigadier J.F. Roos was die ondersoekbeampte en hy kon, soos die bankbestuurder ook gesien het hierdie mense het baie lang tyd gehad om hierdie tonnel te grawe en tweedens om die geld te steel, want dit was oor Paasnaweek. En met die kombuis wat daar was, kon hulle sien dat hierdie mense het geweet, niemand gaan op hulle afkom nie. Die polisie het die bankbestuurder gevra, maar wat van julle alarm? Hoekom het die alarm nie afgegaan nie? En die bankbestuurder het toe aan hulle verduidelik as gevolg van die grondwerke, want daar was baie ontwikkeling in die omgewing, het hulle die alarm gedeaktiveer, want elke keer wanneer daar 'n ontploffing was, het die alarm afgegaan. So daardie alarm was die hele Paasnaweek nie aangewees nie. Brigadier Roos en sy span het begin om die gebou se eienaar te ondervra, die geboubestuurder, die verhuuringsagent, en wat hulle uitgevind het, is dat daardie winkel aan die einde van die L, wat leeg gestaan het vir maande, dit is winkel nommer 4, is dat hy die winkel alreeds maande voor die tyd uitgehuur is aan iemand met die naam van meneer Nightingale. Nou wat hulle gesien het is dat dadelik nadat meneer Nightingale die dokumente geteken het, dis dan ook die handtekening op die dokumente, het hulle die vensters begin toeplak en daar het heeldag manne in en uit beweeg met kruiwaans, maar wat hulle nie besef het nie is dat hulle niks binne toe geneem het nie, maar heeltyd die grond uitgebring het uit die winkel uit. Een van die bankpersoneel, 'n dame, het in daardie tyd eintlik ingeloer en gekyk wat gaan aan hierso, wat se winkel gaan oopmaak. En sy kon sien dat daar's niemand in die winkel nie, niemand op die vloer waar sy sien nie, en sy het 'n klomp teels in die hoek gesien en sy het gewonder, wat gaan hier aan? Het is vreemd. En iewers het hulle met die verhuuringsagent gepraat en sy het gesê, dit is iemand wat 'n fotografie studio gaan oopmaak. Die dame wat ingeloer het gedink, okay, hy maak dit seker dan nou mooi om foto's te kan neem. En dit was toe nou daar gelaat. Maar wat hulle gevind het, is dat die tonnel van die rek van winkel nommer 4 deur daardie L-vorm tot in die kluis deurgebreek is. Iets wat baie ironies vir my is dat in latere jare het daardie winkel nommer 4 eintlik 'n Absa-tak geword. So dit is nogal vol sirkel wat dit gegaan het daar. Nou, die dame wat die teels en die verwerke gesien het al in Februarie begin vra oor hierdie winkel. Sy was C. Leesk en sy het gereeld met die reisagent gepraat wat langs aan die winkel was. So dit was winkel nommer 4 wat meneer Nightingale gehuur het, dan was dit 'n reisagent, dan was daar 'n ander winkel en dan was dit die Standard Bank gewees. En sy en die reisagent het albei bespiegel oor wat gaan aan hier langsam, want ons hoor 'n gewerkery, maar jy sien niemand nie en jy sien in die oggende mense inbeweeg en uitbeweeg. Die reisagent en juffrou Leesk het toe maar, hulle het maar bespiegel, miskien is dit mense van die buiteland, hulle wil dalk nie meng met ons nie, en hulle het toe nou maar hulle nuuskierigheid op die agtergrond gesit. Om 'n 35 meter lange tonnel te gegrou het in 1977, het baie ure geverg en hulle kon nie te veel mense betrek nie, want jy weet wat gebeur as jy 'n geheim vir meer as een persoon vertel. En die polisie het dus gevind dat daardie tonnel meeste van die tyd in die nag gegrawe was en dat die mense wat in die dag daar was, maar meer soos 'n skerm was, sodat dit kon lyk asof hulle die winkel opknap. Die polisie het dan vir veral C. Leesk gevra en vir die reisagent as ook vir die verhuuringsagent om identiteite saam te sit sodat dit saamgestel word vir meneer Nightingale en sy werkers, en dit is ook aan die publiek vrygestel, maar niemand het na vore gekom om te sê hulle ken meneer Nightingale of een van sy werksmense nie. Toe die polisie na maande nog geen antwoorde gehad het of 'n persoon in hegtenis geneem het nie, het hulle begin dink dat miskien is hierdie meneer Nightingale met sy manne uit die land uit. En asof dit in 'n fliek is, het hierdie teorie traksie gekry toe daar in Australië 'n baie dieselfde bankroof gepleeg is.
Nou as ons kyk na die Standard Bank, daar was groot verskil oor hoeveel goed is gesteel, wat is gesteel, wat was die waarde daarvan, maar wat ons weet, is dat daar is juwele gesteel uit die sluitkussies uit, reisigers-checks, daar was ook waardevolle munte gesteel, 'n seun het later 'n boek geskryf, omdat sy ouers het van die munte by iemand gekry, so daar's 'n boek daaroor geskryf, en aanvanklik het die koerante gerapporteer dat daar 413.000 rand se kontant gesteel is. Nou as jy dit terugwerk na vandag se geldware toe, is dit om en by 20.473.000 rand. So dit is baie geld wat meneer Nightingale en sy span mense mee weg is. Oor die jare het die Kreersdorpse mense gewonder, wie is meneer Nightingale, bly hy onder ons, wat doen hy met die geld? Daar was ook in die koerante artikels oor mense wat letterlik in rou ingegaan het oor hulle juwele wat hulle verloor het in hierdie roof. Daar was 'n verhaal van 'n vrou wat hierdie juwele sou haar pensioen geld gewees het, en sy het toe op die ouende niks gehad nie, want daardie roof, die mense het alles gevat. Tot vandag toe nog het die polisie nie 'n idee wie meneer Nightingale was nie. Dan vandag se dae sou mens kon DNA-toetse doen op die kos wat in die kombuisie gelaat is, maar daar's geensins vingerafdrukke wat ek kon lees gekry of gesoek nie, en daar's definitief nie enige bewyse gehou om later te toets nie. Wat vir my baie interessant is dat in die nag van 22 April 2025 is dieselfde tipe tonnelroof by 'n F&B tak in Victoria Straat in Germiston gepleeg. Nou, hulle het 'n tonnel gegrawe vanaf die Nedbank gebou na die F&B tak, en dit is ook baie subtiel en diskreet gedoen. Die bankrowers het die bank se sekuriteit oortree deur na die vloer toe te gaan waar die CCTV-kameras was, en hulle het dit gedeaktiveer. Hulle het industriële slypmasjiene gebruik en die bende hulle 3 kluise oopgemaak, maar net 2 kluise se inhoud gesteel. Miskien kon hulle nie alles dra nie. Mens weet nooit. Hulle het weer deur dieselfde tonnel gegaan en deur Nedbank se perseel weggekom. Nou die Germiston se polisie en die forensiese spanne is tot vandag toe nou in 2026 besig om die voorval te ondersoek, en hulle wil nie sê of hulle dit koppel aan die 1977 rooftog nie, want dit is verskriklik dieselfde. 22 April, baie naby aan Paasnaweek, na 'n bank toe ondergronds, so ons weet nie of dit wel verwant is aan mekaar nie, maar dit is net sommer baie interessant vir my, dat die 2 gebeure so spesifiek en amper op 'n druppel water dieselfde is. Soos met die 1977 Standard Bank rooftog, is daar nog steeds niemand vir hierdie F&B rooftog in hegtenis geneem nie. Nou wil ek vir jou vra, wat dink jy, is hierdie 2 rooftogte verwant aan mekaar? Is dit meneer Nightingale wat albei gepleeg het? Of wie dink jy is meneer Nightingale? Het hy uit Suid-Afrika gevlug? Of dink jy hy lewe rustig iewers op 'n eiland? Wat dink jy? Gesels dit my onder in die kommentaar, en bly asseblief agterdogtig. Ek is Nini, en jy kyk nou na 'n baie spesiale aankondiging van Suspicious Minds. Ons is, soos wat ek hierdie video maak, baie naby aan 5000 subscribers, waaroor ek verskriklik opgewonde en dankbaar is. Wanneer mense 'n sekere aantal subscribers bereik, dan maak YouTube sekere voordele vir mense beskikbaar, en een van daardie voordele gaan ons gebruik van maak, ek en my redakteur, maar ons sal dit binnekort aan julle kommunikeer. Ek wou net genoem het dat ons dit binnekort gaan vrystel, so bly vasgenaal aan ons kanaal, en jy kan dalk deel wees van die opgewondenheid. Bly asseblief agterdogtig, en ek sien jou in die volgende video. Bye!